Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n wonderlike groot voorreg om vandag hierdie erediens saam met julle te kan hou en ek hoop dat julle ook die teenwoordigheid van die Here sal voel en ervaar. Vandag vier ons dan ook 'n volle jaar van samewerking tussen die Nederduits Hervormde Gemeente Oos-London en die NG Gemeente Nehoen. En hierdie jaar was werklik 'n jaar waarin ons God se genade beleef het en gesien het hoe hy twee gemeentes van oor kerkgrense bymekaar kan bring en ons kan help om ook saam te werk. En my bede is dat hierdie verbintenis ook sal groei tussen ons en dat ons vir nog baie jare ook so sal saamwerk tot eer en verheerliking van die Koninkryk van God. Ons gaan met vandag se erediens begin en ek wil graag die Here se seën ook oor jou vandag uitspreek. Gemeente, God sê, ek is julle rots en julle skuilplek en julle redder. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons verlosser. Amen. Broers en susters, hier waar ons vandag by mekaar is, weet ons tog maar dat ons ver van perfekte mense af is, maar gelukkig is die kerk ook nie 'n plek vir perfekte mense nie, maar juis vir mense wat foute maak soos wat ek en jy dit doen. En ons doen dinge anderste, want ons gaan weer terug na die Here wanneer ons by mekaar is, en ons vra vir die Here, maar hoe wil U hê, moet ons paai loop? Wat wil U hê? Wat moet ons doen om ons lewe te verander en van hierdie wêreld 'n plek te maak waar daar geregtigheid en liefde en goedheid en genade sigbaar is? Kom, ons gaan ook vandag ons skuld bely, want as ons dit doen, dan is dit ons manier om weer ook terug te keer na die Here en vir die Here se raad te vra om juist te doen wat ons nou gesê het. En kom ons raak net so 'n oomblik stil en dan doen elkeen van ons 'n stil gebed om ons skuld te bely. Here Jesus, ons is vandag klein voor U en ons roep U naam weer van vooraf aan, want as ons dink aan al die verkeerde paaie wat ons dikwels opgaan, as ons dink aan in hoeveel liefdeloosheid ons partykeer optree, hoe vinnig ons oorreageer, hoe vinnig ons mense seermaak of mense sommer net afskryf wat ons seer gemaak het. Here, dan kan ons nie anders as om maar 'n bietjie ons koppe en skaamte te laat sak voor U nie. Maar vandag weet ons dat ons na U toe kom, U ons ook van goeie raad kan bedien. En ons vra Heer dat U vandag ons harte weer sal kom aanraak, sodat ons harte ook sal breek vir die mense rondom ons. Here, wil U ons help om ook dit wat ons doen, te doen tot eer en verheerliking van U Koninkryk. Ons wil vandag ook vra dat U woord vir ons sal kom oopbreek, want in die woord weet ons dat ons die gereedskap kry wat ons nodig het om ook ons lewens te kan aanpak. En wanneer ons in U woord leef, dan leer ons U ook beter ken. Maar wil U altyd ook saam met ons deur U woord lees, Heer? Wil U soos 'n getroue Vader wees wat saam met ons die woord lees en weer ontdek wat U vir ons wil sê vir vandag. En Heer, ons bid dat U ons sal seën. Baie dankie, Here, vir 1 jaar wat die Hervormde Gemeente Oos-London en die NG Gemeente Nehoen ook saam kon werk. Here, ons glo dat U ook hierdie eenheid tussen ons gesmee het. En ons vra dat U dit al meer sal doen. Ons wil vra dat U hierdie eenheid sal gebruik om ook die gemeenskap waarin ons werk en leef te kan aanraak. Om 'n verskil te maak hier waar U ons geplant het, Heer. Wil U gee dat ons wortels hier sal vind, maar dat ons ook in U altyd geanker sal bly en dat ons sal onthou dat ons fondament niemand anderste as Jesus Christus self is nie. Want Heer, ons wil ons lewe op U bou en wat U vir ons wil hê. En ons vra Heer, seën ons in hierdie taak. Amen.
Gemeente, vandag se gedeelte kom uit Jesaja 55 uit. Ons skriflesing vir vandag is uit Jesaja 55. Maar voordat ons vandag hierdie skrifgedeelte lees, wil ek net graag so 'n bietjie toelig waar ons nou in die Jesaja boek is. Want dit is vir ons ook belangrik om iets van die konteks te verstaan van hierdie boek en waar hierdie boodskap by Jesaja 55 inpas. Jesaja word gewoonlik in 3 gedeeltes gedeel. Die eerste gedeelte van Jesaja strek van hoofstuk 1 tot 39 en dan die volgende gedeelte wat as Deutero Jesaja bekend staan, strek van Jesaja 40 tot 55 en dan die res van die Jesaja boek van hoofstuk 56 af is dan Trito Jesaja of derde Jesaja. Nou wat dit beteken is dat die eerste gedeelte van Jesaja, volgens wat ons kan aflei uit die navorsing, geskryf is voor die ballingskap. En hierdie gedeelte van Jesaja kondig dan God se oordeel en straf vir die mense wat van hom afvallig geword het aan. Dit het byvoorbeeld begin gebeur dat die Israeliete selfs aan afgode begin het om kinders te offer en dat hulle allerhande slegte gebruike, seksuele misbruike en dies meer uitgevoer het. En omdat hulle so ver weg begin beweeg het van wat God gesien het as geregtigheid moet leef in hierdie wêreld, daarom word hulle veroordeel en sou die tempel uiteindelik in 586 voor Christus dan val. En die tweede gedeelte van Jesaja, waar Jesaja 55 nou ook die slotdeel van is, kondig dan God se troos aan. En na alle raming lyk dit asof hierdie gedeelte geskryf is na die ballingskap. Met ander woorde, nadat Israel teruggekeer het, nadat hierdie klomp mense wat uit Judea weggevoer is na ander lande, het hulle teruggekeer na Jerusalem toe. En hier het die mense dan weer iets anders te kom beleef, waaroor ons nou 'n bietjie later sal uitbrei. En dan in die derde gedeelte van Jesaja volg dan nou hierdie gedeelte ook waar die disippels van Jesaja ook dan nou verder uitbrei oor hoe God se genade sal figureer in hierdie nuwe realiteit waarin hierdie Israeliete bly. En hierdie gedeelte in Jesaja 55 is dan ook soos ek gesê het, die slotgedeelte van die tweede gedeelte van Jesaja of Deutero Jesaja. En julle sal nou sien hoekom dit belangrik is. Want hier is iets wat vir hierdie Israeliete gesê word, wat vir hulle nuwe lewe moes bring. Maar kom ons lees nou eers hierdie gedeelte uit Jesaja 55. Ons lees uit Jesaja 55 en ons lees vandag uit die Afrikaans 2020 vertaling. Kom almal wat dors is, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Kom, koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Waarom weeg julle silwer af vir wat nie brood is nie, en bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig nie? As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is, sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe, luister sodat julle kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Kyk, 'n getuie vir die volke het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here, jou God, terwille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy hom laat vind, roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer sodat hy hom genadig kan wees en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, my planne is nie julle planne nie en julle paaie is nie my paaie nie.
is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Ja, soos reën en sneeu uit die hemel al afkom en nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring. Dit laat uitspreid en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Ja, met vreugde sal julle wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in jubelkrete uitbreek en al die bome van die veld sal hande klap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei, in die plek van distels sal mirtebome opkom. Dit sal vir die Here tot roem wees, as 'n ewige teken sal dit nie afgekap word nie. Tot sover hierdie skriflesing vir vandag, broers en susters, en mag die Here vandag ook met ons wees en dan op 'n besonderse manier ook met ons praat deur hierdie teksgedeelte. Broers en susters, kom ons kyk net gou 'n bietjie na hierdie teksgedeelte in diepte. Want hier begin hierdie gedeelte met 'n uitnodiging. En ons lees die uitnodiging hierso weer. Kom, almal wat dors is, kom na die water, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Hoor julle hierdie pragtige uitnodiging wat hier gerig word. En in een van die kommentators wat ek gelees het, het hulle gesê dat hierdie gedeelte ook waarskynlik in die, as mens na die spraakvorme kyk, na wie met ander woorde die spreker is in die verskillende gedeeltes van hierdie hoofstuk, dan lyk dit amper asof hierdie ook 'n uitnodiging is wat Israel met ander woorde moet rig aan die wêreld van buite. Israel wat met ander woorde hierdie oop te moet hê daarvoor om mense te ontvang. Hierdie oop te moet hê om mense te verwelkom en hulle tuis te laat voel in hierdie stadse grense. 'n Uitnodiging, kom na die water, kom koop sonder geld, wyn en melk. En terselfdertyd is dit tog ook iets van God se uitnodiging aan hierdie volk wat terugkeer na hierdie stad Jerusalem waar hulle vir 'n lang tyd nie heen kon teruggaan nie. Nadat Kores rondom die jaar 530 voor Christus die mense terug laat keer na Jerusalem en hulle toegelaat het om dan die stad, die tempel te herbou en so aan. Wat gebeur? Hier vind hierdie Israeliete 'n stad wat anderste is. Want baie van hulle ou gesante, hulle ou vriende wat agtergebly het is daar, maar saam met hierdie ou vriende is daar ook 'n klomp nuwe mense. 'n Klomp nuwe mense wat anderste is. Daarmee saam het hierdie mense waarskynlik ook in hierdie ver af lande waar hulle was, vriende gemaak met mense en gewonder wat nou? Wat nou? Hoe tree ons nou op? Waarskynlik is daar van hierdie mense wat selfs in God begin glo het en nou saam met hulle bereid was om te reis tot in hierdie stad Jerusalem. En nou is die vraag, wat nou? Hoe maak ons nou? En die antwoord wat hierdie gedeelte in Jesaja 55 gesê het is, maak julle poorte oop. Maak jou poorte oop, Jerusalem. Wees uitnodigend vir hierdie vreemdelinge. En hoor julle wat gebeur nou verder in hierdie teks? Want, hoekom moet hierdie goed gebeur? Want, God wil deur hierdie verbond wat hy gehad het met Dawid, hierdie verbond nog verder uitbrei en dit ook uitbrei na alle mense. En daarom sê hy, kyk, 'n getuie vir die volke het ek hom gemaak.
'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie, sal na jou toe hardloop. Dis nou hierdie stad Jerusalem, nê? Hierdie stad Jerusalem, wat met ander woorde uitnodigend is van die mense wat van oral afkom uit verskillende nasies, en uit hierdie stad word daar 'n oop uitnodiging gerig om te kom na hierdie stad. En is daar 'n stuk getuienis wat daarin lê? Is daar 'n visie van God wat wil hê dat hierdie stad nog verder moet uitbrei met mense van reg oor die wêreld? En hulle sal na hierdie stad toe kom. Hulle sal na hierdie stad toe kom ter wille van die Here ons God, ter wille van die Heilige van Israel, omdat God hierdie stad, hierdie mense weer opgerig het. En nou moet ek vir julle onmiddellik sê, enige gedagtes wat ons moontlik kan hê, dat hierdie nuwe stad wat gebou word, hierdie nuwe Jerusalem wat hiervan gepraat word, enige iets te doen het met die moderne Israel, is nie waar nie. Want in die Nuwe Testament word hierdie gedeelte in Jesaja 55 baie pertinent ook gebruik om na Christus as die een te verwys wat hierdie nuwe wêreld vir ons kom oopsluit het. En juist die sleutels van sy kruis gebruik het en van sy bloed wat gevloei het vir ons, om vir ons 'n ewigheid te kom oopsluit waar ons in 'n nuwe werklikheid kan leef. Hierdie werklikheid, hierdie ewige lewe, hierdie nuwe verbond wat God met ons sluit deur Jesus Christus, maak ook so die poorte van ons wêreld oop. Dit maak die poorte oop sodat enige iemand wat glo gered kan word. Hoor wat sê hierdie gedeelte van vers 6 af. Hierdie is 'n uitnodiging ook vir mense om af te sien van hulle weë af. Die goddelose moet van sy pad afsien, sê dit hier, in die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. So wat is die gedagte agter Jesaja 55? Die gedagte is hier om 'n nuwe gemeenskap te skep. 'n Gemeenskap waar almal wat met ander woorde bereid is om af te sien van hulle eie weë, van hulle bose weë af, van die slegte dinge wat hulle doen, en hulle lewe wil gee vir God en hulle harte vir God wil breek, dat hulle ook deel kan word van hierdie nuwe gemeenskap. Hier is 'n totale nuwe realiteit wat geskep word hier in hierdie Jerusalem waarheen hierdie mense terugkeer. En die boodskap blyk baie duidelik te wees, maak plek vir hulle wat God raak sien, wat vir hulle wat bereid is om af te sien van hulle eie weë en die Here in hulle harte verwelkom. Hulle is welkom in hierdie nuwe stad Jerusalem, hierdie nuwe werklikheid waarin God hierdie mense van Israel teruggekeer het. En hoe wonderlik is dit nie, broers en susters? Want hoor, nou is daar waarskynlik 'n klompie mense wat sal sê, maar hierdie einste Babyloniërs, hierdie Perse, hierdie mense van die antieke tye, het hierdie volk Israel so onderdruk en soveel slegte goed met hulle gedoen. En hoe kan God dit toelaat dat hierdie slegte mense wat die tempel ontheilig het en die oorsaak is van soveel leed en pyn vir hierdie mense, hoe kan God hierdie mense verwelkom in sy nuwe stad Jerusalem? Hoe kan God wil hê dat hulle ook deel moet wees van hierdie nuwe realiteit? En hoor wat sê God van verse 8 af hierso. Hoorie,
Ons lees eers weer vers 7. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. En dan sê dit hierso, ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Ekskuus tog. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne. Hoorie, dit is asof God hier vir daai ouens wil sê, wat dink, nee, hoe kan God dit toelaat? Hoe kan hy hierdie mense wat ons soveel skade aangedoen het vergewe, en hulle deel maak van hierdie nuwe volk, van hierdie nuwe verbond wat hy met die hele wêreld wil sluit? Vir hulle sê hy, julle planne is nie my planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie. My planne en my paaie is hoër as julle planne en julle paaie. Hier in my realiteit werk dinge anderste. En God se genade is altyd baie meer as wat sy oordeel is. Dis altyd God se genade wat sy oordeel oortref en sy straf oortref. Inteendeel is God se belofte dikwels in die Ou Testament en in die Nuwe Testament dat sy oordeel gereserveer word juis vir mense wat afsien van sy paaie, mense wat goddeloos is, mense wat hardnekkig bly teen God in opstand kom. Maar vir hulle wat getrou is aan die Here en wat in geloof naby aan die Here leef, is daar altyd redding, is daar altyd vergifnis. Hoe wonderlik is dit nie, broers en susters? Want ons dink mos partykeer dat ons nie vergewe kan word nie. En ons is so bang vir die toekoms en wat dit vir ons voorspel. In hierdie era waarin ons leef, praat ons dikwels met mekaar oor die eindtye, en dan is daar nog die mense wat die gedagte van wegraping aanblaas en half die idee skep dat as ons nou nie mooi optree nie en ons nie gekies is vooraf nie, dan gaan ons gestraf word en geoordeel word en so. Maar hoor, hoe groot is God se genade? Hy sê dat almal wat bereid is om af te sien van hulle paaie en na hom toe terug te keer, vir hulle gee hy vergifnis. Dit geld vir my en vir jou ook in vandag se tyd. Ons het nie nodig om God se oordeel en straf te vrees eendag wanneer hy terugkom nie, maar ook net as ons geloof in hom bly hou. As ons in hom leef, dan het ons nodig om vir niks te vrees nie. Dan hoef ons nie die hele tyd te worry oor of ons geoordeel gaan word nie, want God reserveer sy oordeel vir die goddeloses. Sien, die probleem met hierdie volk Israel was gewees dat hulle gedink het dat hulle deur geboortereg deel van God se genaderyk kon kry. En dis wat aangespreek word in Jesaja 1 vers 1 tot, Jesaja 1 tot 39. In hierdie gedeelte word uitdruklik gesê, nee, moenie dink, julle Israel is spesiaal, net omdat julle 'n verbond met my het en omdat julle in die bloedlyn van Israel is nie. En omdat julle dit is, julle maar ongeregtigheid kan pleeg nie. Nee, as julle ongeregtig optree, sal ek julle straf net soos wat ek die ander volke wat goddeloos is en onregverdig optree ook straf. Ons dink mos partykeer God kies kante nie, maar ons leer eintlik dat God nie kant kies nie, hy kies geregtigheid. Hy kies dat geregtigheid in hierdie wêreld moet seëvier. En op die ou end is dit hoe ons geloofslewe ook gaan moet meet. Gaan ons eie paaie en maak ons soos Israel wat hardkoppig is en
en net wil doen wat ons wil doen, en is ons nie bereid om van ons weer af te sien, terwille daarvan om op God se pad te loop nie. En dan betaal ons maar gewoonlik die prys daarvoor. As ons hardkoppig is, wat gebeur? Ons stamp keer op keer op keer ons kop. Maar as ons bereid is om van ons eie paaie af te sien en te vra na wat die Here se paaie met ons is, dan begin dinge verander. Ons gemeentes, 2 gemeentes wat saamwerk, is vir my so 'n mooi voorbeeld van hoe God se genade ook in ons gemeente sigbaar geword het. Want wat het ons gedoen? Hierdie samewerking het van ons gevra dat ons van ons eie paaie moet afsien en moet begin vra, wat is tot voordeel van die koninkryk van God? Wat is tot voordeel van die kerk van Jesus Christus? Is dit belangriker dat ons eie manier van doen, ons eie tradisie en dis meer probeer onderhou en op die ou end as 2 gemeentes miskien nog verder sou verswak? Ek glo dat die Here ons by mekaar uitgebring het om juis mekaar se hande sterk te maak, om ook mekaar verantwoordbaar te hou, om ook mekaar te ondersteun en saam die paaie van die Here te ontdek en daarvolgens te leef, te leer, die evangelie te gaan bedien. En hoe moet ons dit doen? Jesaja 55. Ons moet ook hierdie oop arms hê wat mense verwelkom wat bereid is en graag hulle lewens vir die Here wil gee. Ons moet ook bereid wees om mense wat daar buite sit en nog nie deel is nie, te gaan innooi en hulle ook 'n plekkie te gee in ons gemeente. Ons moet ook hulle laat tuis voel en hulle welkom laat voel. Want God wil sy verbond met almal oor die aarde uitbrei. En kom ons lees bietjie, wat is God se belofte vir ons? Met vreugde sal julle wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en heuwels sal voor julle in jubelkrete uitbreek en al die bome van die veld sal hande klap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei. In die plek van distels sal mirtebome opkom. Dit sal vir die Here tot roem wees. As 'n ewige teken sal dit nie afgekap word nie. God se belofte vir ons, God se belofte vir hierdie mense van Israel was, as dit julle in my paaie loop en julle juis ook hierdie poorte oopmaak, dan sal julle sien hoe hierdie koninkryk gaan groei. Hoe ek julle verlos uit die droogte en die seer en die pyn en die lyding wat julle ervaar het en vir julle lewe gee, ewige lewe gee. Julle sal sien hoe ek herskep en die woestyn verander in 'n oase. En hoe gepas is dit nie vir ons 2 gemeentes nie. Ons het die visie gekies en gedefinieer vir ons 2 gemeentes se bediening as ons wil 'n oase van Jesus se lig en hoop wees. En as ons 'n oase van Jesus se lig en hoop wil wees, broers en susters, dan gaan ons ook uitnodigend moet wees vir mense rondom ons. Gasvry moet wees en mense ontvang. Mense innooi in hierdie gemeenskap wat God in teenwoordig is en in werk. En wat is die Here se belofte? As ons dit doen, dan sal hy van ons 2 gemeentes se ruimte, sal hy die plek waar ons saamkom, 'n oase maak van Jesus se lig en hoop. En waar ons in droogte geleef het en gevoel het dat daar nie uitkoms is nie, en dat ons moontlik as 2 gemeentes sou uitsterf, sal God nuwe lewe in ons gemeente se lewe inblaas. So sal God ook in my en jou lewe doen, in ons droogte, in ons dorstreke, in ons tye van swaar kry, in ons tye van leed en pyn. Hy is die een wat vir ons lewe sal gee. En hoe neem ons deel daaraan?
ons doen dit deur eenvoudig ons arms oop te maak en mense te verwelkom. Want wat God sê, dit gebeur. God se woorde, God se beloftes wat hy in hierdie gedeelte maak, en hoor julle dit sê dit nou in die voorafgaande verse van vers 10 tot 11, sê dit daar, dat God se woorde nooit leeg na hom sal terugkom nie, maar dat dit die effek en die resultaat sal kry wat hy wil hê dit moet. En as ons God se stem hoor in ons lewens en in ons gemeente lewe, dan sal hy ook vir ons lewe gee en sal dinge vir ons radikaal verander. Mag ons arms oopmaak. Mag ons die Here toelaat om in ons gemeentes en in ons lewens te werk. En daardie mense wat nog nie deel is nie, en wat nog nie afgesien het van hulle paaie nie, en nog in 'n wêreld van goddeloosheid hardkoppig aangaan met hulle eie weë, mag ons hulle juis innooi en juis ook sien hoe die Here in mense se harte werk wat vernuwing nodig het, wat nuwe lewe nodig het, wat ook nodig het om te hoor dat daar vir hulle ewige lewe is. Die wonderlike van Jesaja 55 is dat die Nuwe Testamentiese skrywers hierdie gedeelte gaan lees het en vir Jesus daarin raak gesien het en gesien het hoe Jesus ook die vervulling is van wat in hierdie gedeelte staan, want hy word die ware brood wat lewe gee. Sy bloed word die wyn wat ons drink om uiteindelik deel te kry aan God se nuwe koninkryk, aan 'n ewige lewe, aan 'n lewe saam met God. En my bede is, broers en susters, dat elkeen van ons hierdie genade en hierdie liefde en goedheid van God elke dag sal ervaar. Want God bly getrou aan sy woorde. En wat hy sê, dit gebeur. Wat God sê, gebeur altyd, en daarop kan ons vertrou. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here in Hemel, Vader, wat 'n wonderlike groot voorreg dat ons vandag kan hoor, dat U ons dorstreke, ons woestyn verander in 'n oase. Dankie Heer dat ons U kan ook sien werk, dat ons ook kan sien hoe U besig is met ons, en dat U besig is om in ons gemeente ook iets nuuts te doen. En Heer, ons vra dat U sal aanhou met ons. Partykeer dan verloor ons moed, maar wanneer ons dit doen, wil ons U vra om ons weer te herinner aan die beloftes vir ons. Partykeer is ons so ook in ons persoonlike lewens, Here, en ons verloor moed, omdat ons dink dat U die gesig van ons weggedraai het. Maar dan is hierdie woorde in Jesaja 55 vir ons so groot troos van nuwe lewe, van nuwe verwagtinge, 'n nuwe realiteit wat aanbreek, omdat U genade so groot is vir elkeen van ons. Here, en ons bid dat U ons in hierdie wêreld sal instuur met hierdie genade boodskap, met 'n boodskap van troos en van hoop. En wil U gee, Heer, dat ons op hierdie manier meer mense innooi. Ons bid vir elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ons weet wat dit beteken om geliefdes te verloor, Heer. En ons vra dat U ons sal troos. Ons weet wat dit beteken om swaar te kry, maar Here, ons swaar kry kan nooit vergelyk met wat Jesus aan die kruis ervaar het nie. Maar tog wil ons vra dat U vir ons verligting sal bring. Ons vra, Heer, dat U die trane uit ons oë sal kom afdroog, en dat ons dan U nuwe werklikheid en U nuwe wêreld in ons eie lewe sal kan raak sien. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om vandag saam met julle ook tyd te kon spandeer
en iets van die evangelie van Jesus Christus ook so bietjie vanuit 'n Ou Testamentiese perspektief kon gehoor het, want die boodskap wat Jesus verkondig het, vat eintlik so mooi saam, wat nog altyd in die hart van God was. En my bede is dat julle in hierdie week God se teenwoordigheid en goedheid ook sal ervaar. Ek gaan die seën uitspreek, en daarna sal daar wel 'n paar afkondigings wees. Ek wens vir julle 'n wonderlike week voor en mag die Here elkeen van julle seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met elkeen van julle wees. Amen. Broers en susters, tot volgende keer. Bly gerus vir die afkondigings.
I came before his throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.